Goeiemôre, ek hoop dit gaan goed met jou. Ek het die voorreg gehad om in die week my verjaarsdag te celebrate en was dit 'n celebration. In ons huis is verjaarsdag nogal groot, so ons het vir 'n week lank partytjie gehou. Maar die dag voor my verjaarsdag het my LCA leiers by die skool my verras met 'n partytjie in my kantoor. En ek dink een van die spesialste goed hierdie jaar vir my verjaarsdag was op een van die briefies wat die kinders geskryf het, staan daar: Tannie, dankie dat jy 'n veilige plek vir ons is. En dit was vir my so amazing geweest, maar dit het my ook laat dink dat is ek altyd 'n veilige plek vir mense? Is ek 'n veilige plek as dit kom by raad gee? Is ek 'n veilige plek as mense vir my kom vir stories vertel en dinge wat dalk naby hulle hart is en hulle voel hulle 'n veilige plekjie om dit te kan deel met iemand sonder judgment? En ek het net besef dat dit is so 'n mooi legacy as jy dit kan agterlos om te sê maar ek is 'n veilige plek. En as mens van legacies praat, dan dink ek vir myself, oor die naweek het ons net hierdie amazing gebeurtenis gecelebrate en dit was Jesus se dood en opstanding. En die legacy wat hy agterlos vir my is ewige lewe. Ek meen dis die ultimate, jy kan nie groter as dit nie. En dit het my laat dink dat as ek die dag nie meer hier is nie, wat sal ek wil hê met mense onthou van my? Wat se legacy sal hulle wil hê moet ek agterlos? Of wat ek wil hê moet ek agterlos? En ek dink daar's net een ding wat die ultimate is en dit is Jesus. Mag ek mense so opgewonde maak om Jesus te dien en lief te hê dat dit my legacy sal wees eendag. Want dis al wat regtig saak maak. Mag jy in hierdie week net weer eens onthou dat dit alles gaan oor hom en nie oor ons nie. En mag jy 'n veilige plek vir mense wees om vir hulle die waarheid te kan gee. Ek hoop jy het 'n lekker dag hê.